En jy het sekerlik al die stem van Goud hoor sing. Ja, hy sing oor die John Deere hoed of jy het hom al gehoor sê goeiemôre of goeiemiddag op radio. Van Espinaar is hier en hy sing vir ons sy nuutste enkelsnit vat haar bietjie plaas toe. Sy sê sy soek 'n boer wat door sy trekker vir haar loer. Wat werk in die lande, vast so in die aande. As sy sê spring, moet hy dit bring, maar sy soek 'n boer. Vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele spin, by die plashekken. Vat 'n bietjie plaas toe, vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele draai, na waar jy koning kraai. Vat 'n bietjie plaas toe. Sy sê sy soek 'n man wat op sy eie voete staan, wat hou van 'n bokjag en heel dag vir 'n glimlag. As sy sê spring, moet hy blomme bring, sy soek 'n boer. Vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele spin, by die plashekken. Vat 'n bietjie plaas toe, vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele draai, waar jy koning kraai. Vat 'n bietjie plaas toe. Sy sê as sy sin kan kry, sal sy daar op die plaas kom bly. Sy sê as sy 'n boer kan kry, sal sy self saam omtrekker ry. Vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele spin, by die plashekken. Vat 'n bietjie plaas toe, vat 'n bietjie plaas toe, reguit na jou hart toe. Laat die wiele draai, na waar jy koning kraai. Vat 'n bietjie plaas toe. Vat 'n bietjie plaas toe, maar maak dit eers 'n draai hier by Goeiemôre, good morning. Vader, so lekker om jou te sien, man. Ja, is lekker om hier te wees, man. Baie lekker. Ek meen vroegoggende en goeters is nou nie vir jou 'n vreemde verskynsel nie. Nee, glad nie. Elke oggend vroeg op die kos en ons is besig. En ek sien jou ook gereeld as jy besig met die buiteuitsendings en die dinge so by die skole en man, julle doen ook goed aan daardie kant. Luister baie geluk met hierdie liedjie. Baie dankie, waardeer. Hy het 'n lekker humoristiese aanslag gegooid, maar soos altyd is dat tog maar ook 'n dieper betekenis, né? Daar is, weet ek het dit jy so gemik dat dit was so half 'n spottery geweest met die hele ding waar meisies sê maar luister, ek wil 'n boer hê en ek gaan op 'n plaas af. Ja. Nou, altyd hierdie storie van waar die plaaslewe eintlik verkoop word as hierdie humoristie of hierdie lekker ding van daar's 'n Hilux bakkie en weer daar's geld betrokke en al daai tipe van dinge, is hierdie mooi sonsak agtergronde en alles. Maar ja, die dieper betekenis gaan maar net dood eenvoudig daaroor. Jy moet wag vir daai persoon wat saam met jou daai 7 sakke sout sal dra en wat regtig saam met jou die moeilike tye deur die lewe gaan, want dit is waaroor boerdery ook gaan en jy mens kan dit maar ook weet al van vandag se lewe kan mense dit simboliseer in jou daaglikse lewe. En dis dieselfde maar as hy die 7 sakke sout saam met jou ook sal eet, jy weet. Korrek. Koop vir my blomme, maar ek gaan nie noodwendig nie. Ja, kyk ek dink baie van die dames het hierdie prentjie van weet sy soekie boer soos wat sy hom wil hê. En dit is nie noodwendig hoe dit altyd werk nie. Mense kry mos maar daai sosiale media prentjies, weet daai Instagram of daai TikTok prentjie goed van hierdie perfekte plaaslewe. Ja. En ou probeer dit ook maar so half verwoord in 'n liedjie of so, maar ou moet so nou en dan vir die ouens ook net sê, dis nie regtig net waaroor dit gaan nie. Dit is so. Luister, ek dink dis 'n baie harde lewe daar buite en ek dink hierdie ouens sukkel geweldig en die mense sien nie wat agter die skerms gebeur nie. Hulle sien net altyd die mooi prentjie, maar hulle sien nie hoe daai boer sukkel met die reën en met die wind en die weer en al die dinge wat ek meen ons sit in 'n land waar dit baie moeilik gaan vir die ouens.
Vanus maar die lekker is, en dan kom ouens soos jy, en ek dink vir ons boere op nuut gee ou ook net weer 'n bietjie daai hoop, as hy na 'n lang dag se werk, goed, jou liedjie dalk hoor of die musiekvideo sien, dan sê nee, maar dis hoekom ek dit doen. Dis hoekom ek dit doen. Hoekom wil jy ook lekker 'n bietjie, ek meen, dis maar wat jy doen, jy wil voortbou op die country, die plaas, en jy weet, daai tipe van ding. Is dit 'n comfort lekker ding vir jou ook, waar jy gemaklik is? Ja, luister, ek is baie lief vir die Bosveld. Ek is baie lief vir die plaas. Ek het self vir 'n rukkie lank bietjie wild geboer in my lewe. So ek het daai kans gehad om dit te kon doen en ja, weet ek sal dit weer gaan doen as ek die kans kry. En weet as ek kan Bosveld toe gaan, as ek op my gelukkigste. So dis my happy place. My vriend, jy sê daar's meer uitdagings as so met die musiekboer. Ja, dit is so. Kyk, luister, daar's verskillende uitdagings en ek dink weet ons sit in 'n mark waar daar so baie musiek is en weet ons sit met die hele AI situasie en alles en die mark is so oorvol. So dit is so moeilik om iets uit te bring wat mense gaan sê maar luister, ek vind aanklank daarin. En jy moet so fokus dat dit regtig 'n liedjie is wat mense kan sê maar luister, weet ek luister hom nou in my bakkie en ek gaan hom nou plaas toe luister. Verseker wil ons dit doen in die geselskap van Vanus. Gepraat van die geselskap, ek meen jy is ook mos maar 'n radioman. En wat verkies jy? Verkies jy om die vrae te vra of die vrae te antwoord? Ek moet sê ek verkies om die vrae te vra. maar dit ek dink dit is baie keer baie makliker vir my om met mense te praat omdat ek dan self in die musiekindustrie is en ek praat met baie kunstenaars. Ja. So dis wat vir my lekker is, weet want ek kan met die ouens praat wat hulle graag wil oor praat. Weet 'n mens kom nie op daai stadium met 'n mens die vraag vra maar okay, luister, vertel my 'n bietjie van jou lewe, waar jy begin het, weet. 'n Mens moet mos maar die PR vrae ook vra. Natuurlik, dis mos waar dit kom, maar ek dink is ook die lekker ding soveel oor die jare gaan. Dan begin jy meer die persoon ook ken. So die PR vrae is eintlik ons moet seker uitkom by die gesels van die musiek en al daai lekker dinge. So besig met die shows en die dinge so tussendeur alles? Ek is lekker besig. Weet ek was vir 'n rukkie nou stil gewees. Ons het lank gevat om nuwe musiek uit te bring. En dit is maar net 'n kwessie van ons moes 'n bietjie verkoop het aan die musiek wat daar reeds buite was. Die sukses van John Deere Hood wat ek uitgebring het was nogal massief geweest. Ons staan amper op goud met hom. Fantasties. En dis nou 2 jaar later, so ons moes weer ietsie uitbring wat in daai rigting is en so ek is lekker besig. Ek is lekker besig met vertonings. Ons mik vir 'n lekker vertoning aan die einde van die jaar ook bietjie toer Hartenbos toe en so aan. Maar ons is aan die gang. Ja, ek hou daarvan my ou vriendjie en intussen tyd geniet jy nog die radio en is vir my lekker om te weet dat jy ook skryf en jy's net nie 'n man wat stil sit nie. Ons hou daarvan Vanus. Ons moet aan die gang bly. En is lekker om jou so met die gitaar ook te sien. Ons moet mekaar meermale raakloop met die gitaar. En John Deere Hood en 'n lekker vuurtjie. Net so, dit klink vir my lekker. Hierdie liedjie kan mense vir hom uitluister iewers Hulle kan definitief, so hulle kan eerskomende Vrydag kan hulle definitief op al die stromingsplatforms gaan kry. Dis Apple, dit is Spotify, al daai plekke. Ons gaan ook 'n musiekvideo 'n bietjie later skiet. Hy behoort so in die volgende maand uit te kom en dan gaan ons lekker komieklik raak met hom en so 'n bietjie die storie vertel. Net soos ons jou ken en dankie dat jy vir ons so 'n eksklusiewe voorsmaakie kom gee het van vat haar bietjie plaas toe. Dis 'n groot plesier, baie dankie. Dit was Vanus, dit was dan ook nou alwaar vir ons kuier tyd kon inruim voor vanoggend. Maar ons is môreoggend klokslag weer terug net hier saam met die Goeiemôre Good Morning span. Van myself en die res van ons almal hier, ons weet sommer jy gaan 'n heerlike dag hê. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. En as jy nie verskil kan wees nie, maak hom.